Genesis 1. Vader, met die woord so voor ons oop, dankie dat u Gees tot ons spreek vanoggend. Heilige Gees, dankie dat u hierdie waarheid diep in ons hart vasmaak, dat ons dit nooit sal vergeet nie, en dat ons dit sal leef. En ek eer u daarvoor in Jesus naam. Genesis 1, 3 versies, vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy praat van 'n beeld, en hy praat van 'n gelykenis. Wat is die verskil tussen 'n beeld en 'n gelykenis? Wat van jou is na God se beeld? Wat van jou is na God se gelykenis? Wie wil 'n raai vat? Wat is die verskil tussen 'n beeld en 'n gelykenis? Ek het ook nie geweet nie. Ek hoor dit van graad 1 af. En dit wys jou, hoe is ons? Ons lees hierdie goeders en ons weet nie wat dit beteken nie. Ons doen ook nie die moeite om uit te vind nie. Want ons oor en ons oog is al so gewoond daaraan, dat ons dink, ons weet dit. Die Engels sê, die beeld beteken spiritual nature, the capacity to reason, to have a free will, and relational consciousness. Dis wat die woord beeld beteken. Dan die woord gelykenis is moral nature, the active spiritual capacity to grow in holiness, virtue, etc., etc. Nou ek weet nou nie wat die etc. is nie. So die een is the spiritual nature, en die ander ene is, wil ek amper sê, the moral nature. Beeld en gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën. Dis interessant dat hy sê, en God het die mens geskape. Hy het eers die mens geskape, en toe het hy die man geskep, en toe het hy die vrou geskep. Hy het die mens geskape na sy beeld. So as ons God wil sien, en as ons dit nou vanoggend Vadersdag is, en ons praat nou bietjie oor vaders, dan neem dit 'n man en 'n vrou om die Vader te openbaar. Nie net 'n man nie. Ek en jy moet dit vasmaak in ons hart vanoggend. Dit neem die man en die vrou, wat as hulle saam is hulle mens, en die mens openbaar die Vader. Want Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En hy sê dit vir Kobus en hy sê dit vir Madeleine. En Jesus sê, ek het gekom om die Vader te openbaar. Dis my missie, is to reveal the Father. Johannes 20, vers 21, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nou moet ons vir onsself afvra, hoe het die Vader vir Jesus gestuur? Johannes 20, 21. Toe sê Jesus vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Het julle al daaraan gedink, van hoe het God die Vader vir Jesus gestuur? As ons dit kan uitvind, dan weet ons ook, hoe Jesus ons gestuur het. Is ek reg? Goed, kom ons blaai na Johannes 14, net 'n bietjie terug. Johannes 14, vers 8. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Jesus was die volmaakte openbaring van die Vader. Dit wat jy nie in die lewe van Jesus sien nie, sal jy nie vind in die lewe van die Vader nie. Jesus was die volmaakte openbaring van die Vader. God het Jesus gestuur, aarde toe, om die Vader te openbaar, soos U my gestuur het, stuur ek julle. Nou wil ek jou vanoggend vra, en ek vra myself die vraag,
In die ry staan jy by nommer 11. Ek neem die eerste 10 plekke in. In watter mate openbaar ek die Vader? In watter mate openbaar ek die Vader? So kom ek gee julle 'n bietjie agtergrondkennis van hoe dit lankal gewerk het. Wanneer hulle in daai tyd, onthou nou, daar was nie WhatsApp nie, daar was nie TV nie, daar was niks sulke goed nie, daar was nie kameras nie. Voor die tyd van televisie, voor die tyd van selfone, voor die tyd van kameras. As hulle 'n koning aangestel het in Suid-Afrika, sê nou maar hierdie was die Romeinse Ryk, het hulle koning hier aangestel. Dan het die koning gepoog om in al die belangrikste stede, en as hy kon tot in Oorigstad, wat 'n klein dorp is, 'n beeld van homself te maak en in die dorp of die stad op te rig, sodat mense wat kan weet. 2 dinge. Lelani sê hoe hy lyk, dis reg. Dis die eerste een, hoe hy lyk. Die tweede ene, dat hulle 'n koning het. Dis die redes. Ons het 'n koning en ons weet hoe hy lyk. Dis nou soos Paul Creer is ons koning. Aan elke dorp is 'n standbeeld van Paul Creer. En ons almal weet, ons het 'n koning, sy naam is Paul Creer, en ons almal weet hoe hy lyk. As jy hier uit Leidenburg uitgaan en jy gaan Pretoria toe en jy loop daar in Pretoria rond, my maggies, hallo oom Paul, hoe gaan dit? Maar waar het ek jou gesien? Nee, oom het my nog nie gesien nie, maar ek ken oom. Hoe ken jy my? Daar's 'n standbeeld van oom, daar by ons in die dorp. Wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om oom te kan ontmoet nie. Dis ek reg. Ons het 'n koning en ons weet hoe hy lyk. Toe ek verlede week met julle gepraat het oor salsak, meelsak en appel-eenoog wat in die vuuroond gegooi is, toe het ek vir julle gesê, Nebukadneser was daai tyd die koning gewees. En hy het 'n beeld van homself gemaak in verskillende stede opgesit. Ook waar Sadrag, Mesach en Abednego was. En dan op die blaas van die trompet of wat ook al, moes hulle neerval en hom aanbid, en die wat nie wou gebid het nie, was leeukuil toe. Hy was een van die wreedste konings van daai tyd, maar hy het 'n beeld van homself gemaak en die dorp gesit. Ons het 'n koning, sy naam is Nebukadneser, dis hoe hy lyk. En as jy hom sien, dan val jy voor hom neer en jy aanbid hom. Voor sy beeld en as jy hom in lewende lywe sien. Dit is hoe dit gewerk het daai tyd. Net so het God my en jou as beelddraers, beeld en gelykenis van God opgerig. Nie as 'n standbeeld nie, maar as 'n lewende beeld van die openbaring van die Vader in Leidenburg, in Oorigstad, in die Fourie gesin, in die Van der Merwe gesin, in die Hiemstra gesin, in die Coetzee gesin, in die Miller gesin. Noem wat jy wil. Beeld en gelykenis van God het hy jou opgerig om die Vader te openbaar. En die enigste manier hoe ek en jy die Vader 100% kan openbaar, is wanneer ek en jy 100% onder die heerskappy van Jesus staan. Om op die plek te kom waar Jesus was, waar hy gesê het, ek doen net wat ek die Vader sien doen, en ek spreek net wat ek die Vader hoor spreek. Die geheim in die openbaring van die Vader is om onder sy heerskappy te kom. Want die oomblik wanneer ons onder sy heerskappy kom, begin ons dink soos wat hy dink, en begin ons sien soos wat hy sien. En dit is wat ons nou praat van die vernuwing van denke, die vernuwing van denke. Nou toe Adam en Eva gesondig het, onthou Adam en Eva wandel in die tuin met God. Hulle het God se natuur, beeld en gelykenis van God. Toe sondig Adam en Eva. Wat se natuur kry hulle toe? Die sondige natuur. Hulle word toe sondaars. En hulle tree in totaliteit kontra op met soos wat God hulle bedoel het om op te tree. Want die natuur het verander. Nou hier is die groot geheim.
Hier is die groot verrassing. Ek weet nie of jy daaraan gedink het nie. Toe Jesus ons sondes vergewe het, is dit nie al wat hy gedoen het nie. Hy het ons ook 'n nuwe natuur gegee. Hy het ons ook 'n nuwe natuur gegee. Christ in me, the hope of glory. Of jy dit besef en of jy dit nie besef nie. Maar God het ons op 'n plek gebring waar ons sy natuur kan openbaar. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons Jesus aanneem. Hy hom die koning van ons hart maak. En waar ons hom sy natuur kan openbaar. Op 'n plek kan kom waar ons denke kan vernuwe word. Nie net dit nie, ek en jy moet ook weet wat is ons nuwe identiteit. Wat is ons nuwe identiteit? Kind van God. As dit ons nuwe identiteit is, kind van God, aan wie behoort ons dan? Aan God. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy behoort aan die Here. Kind van God. Die Engels het so 'n spreekwoordjie wat hulle sê, like father, like son. Like mother, like daughter. As ons dit nie verstaan nie, dan het hulle dit nog meer maklik gemaak. Monkey see, monkey do. Dis dit. As ons kind van God is, wil ek vir jou vra vanoggend, is it like father, like son? Of hoe? Dis ons nuwe identiteit. Toe ons 10 jaar terug, en dalk net 'n getuienis, toe ons 10 jaar terug met Step begin het ek op die plek gekom waar ek so baie geleer het, wat ek nooit sou geleer het, as ek nie in aanraking gekom het met Step se mense nie. Ek het iets gesien en iets beleef, wat ek nooit sou gesien het en nooit sou beleef het nie. Dieselfde, toe ons hierdie 2 kabouters in ons huis ingevat het. Dis Tien en Nicolien. Ek het nooit gedink, dat ek so baie by hierdie 2 meisies sal leer nie. Ek het nooit gedink, dat my hart so ver sou gegaan het, soos wat dit gegaan het nie. En hulle 2, hulle dink dalk nie so nie, maar hulle het 'n geweldige impak op my lewe gemaak. 'n Geweldige impak. Onbeskryflik. Goed wat ek by hulle geleer het, goed wat by hulle gesien het, en net so kan hulle seker vanoggend sê, wel ek en Henry kan dit sien, en baie van julle kan dit sien, hulle lewens het radikaal verander. Radikaal, in totaliteit. Die oomblik toe hulle op 'n plek kom, waar hulle 'n vader en 'n moeder het, wat onverdiend lief is vir hulle. Die vader en die moeder het ook 'n ander stel waardes aan hulle geopenbaar, en in 4 jaar, dink jy dat al 20% van die waardes onder die knie. In 4 jaar het hulle soveel van hierdie waardes outomaties deel van hulle lewe gemaak, sonder dat dit vir hulle gesê is, bloot deur monkey see, monkey do. Wat het gebeur? Hulle het onder my en Henry se autoriteit ingekom. Partykeer met rebellie, partykeer met die handbreek aan, maar hulle was daar. En toe hulle daar inkom, raak hulle denke vernuwe. Op 'n plek gekom waar hulle die Here aangeneem het. Op 'n plek gekom waar hulle die Here begin aanbid het. Op 'n plek gekom waar hulle besef, Oom Egbert is nie hulle koning nie, die Here is hulle koning. En daar's goedjies in Oom Egbert se lewe wat nie heeltemal in lyn is met Jesus nie, maar dit is okay. Hy's ook nog op 'n pad, op 'n proses van die verdenking van vernuwing van denke. En dit het hulle in totaliteit verander. En hulle groei elke dag in die openbaring van Jesus, soos wat ek
elke dag in die openbaring van Jesus groei. Wat ek binne dit agtergekom het, is dat ons baie keer opinies oor mense het. Jy moet mooi luister wat ek volgens sê. Ons het baie keer opinies oor mense vanweë die feite wat voor ons is. Hier's die feite. Hier's die bewyse. Maar die feite is nie noodwendig die waarheid nie. En ons is baie keer op 'n plek waar ons opinie inrig volgens feite en volgens hoorsê. Noodwendig die waarheid nie. Ek en jy leer eintlik eers iemand ken wanneer ons bereid is om sy voete te was. Ek en jy leer iemand eers ken wanneer ons bereid is om sy voete te was. En ons sien dit in die lewe van Jesus. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ons sien dit in die lewe van die vrou by die put van Samaria. Jesus kom daar, hierdie vrou kom soontoe. Hy sê vir hierdie vrou, geef my water om te drink. Luister, Jesus was 'n Jood. Jy praat nie met 'n Samaritaanse sleg ding nie. Glad nie. Die Jode het nie met die Samaritane gepraat nie. Hulle wou nie eers daar verby gegaan het nie. Jesus praat met hierdie vrou en hy vra vir haar water. Hoe was Jesus hierdie vrou se voete? Eerste instansie, deurdat hy respek aan haar betoon het. Tweede instansie, deurdat hy haar geag het. Derde instansie, deurdat hy nie op haar neergekyk het nie. Vierde instansie, dat sy belangrik genoeg vir hom was om 'n gesprek met haar aan te knoop en om op die plek te kom waar hy homself verneder en vir haar water vra. Ek meen, jy het nie vir 'n Samaritaan iets gevra nie, want jy was beter as 'n Samaritaan. Dis dit. Sien dit in die lewe van Saggeus. Ek meen, almal het Saggeus gehad. Saggeus, niemand het van hom gehou nie. Niemand. Ek meen, Saggeus het die mense se geld gesteel. Saggeus het vir SARS gewerk. Vir SARS. Hoe het Jesus Saggeus se voete gewas? Weer, hy het eer aan hom betoon. Hy het hom met respek behandel. Die mense wat daar was eintlik geskok geweest dat Jesus waaragtig met hierdie skelm praat. Nog erger, hy gaan vanaand by hom slaap. En Jesus ag Saggeus waardig genoeg, die verwerpte ou van die samelewing, die ou wie almal vloek, die ou oor wie die hele samelewing praat, die ou wat deur almal in die samelewing geskiet wil word. Nee, dan is daar te min lyding, slaan hom dood met 'n piksteel. Hy moet ly, want hy het my geld gesteel. Jesus was sy voete, deur te sê, Saggeus, vanaand wil ek by jou kom oornag. Ek meen, Jesus het dit gewaag om homself met Saggeus te assosieer. Dis hoe Jesus Saggeus se voete gewas het. Menslike populariteit, wat beteken dit? Met ander woorde, dit wat populêr is om te doen, die status quo van die samelewing. Jag hom weg, vloek hom, skel hom uit, jag hom uit die stad uit. Dis wat ons doen met SARS in Leidenburg. Menslike populariteit. Die populêre ding om te doen, is gewoonlik die enkele ding wat die grootste teenstander is van die vestiging van God se koninkryk. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou. Stuur ek jou. God se koninkryk word meestal geopenbaar in moeilike situasies. God se koninkryk, God het my en jou geroep om sy koninkryk op aarde te vestig. Hoekom? Want hy is ons koning. En ons ken hom so goed, en ons is uitverkoop aan hom,
dat his way of doing become our way of doing. En when his way of doing, wanneer dit sigbaar word in ons dorp, dan sien ons sy koninkryk gevestig in Leidenburg van hoe hy dinge doen en nie hoe menslike populariteit dinge doen nie. Partykeer is dit moeilik. Dalk om te stop en 'n geselsie aan te knoop met die persoon wat dit die minste verdien in ons oë. Jy sien, ons sit, soos wat ek gesê het, meestal met die knop feite. Maar dat ons nie die waarheid aangaande 'n persoon ken nie, weet ons nie hoekom mense so optree nie. En weet ons ook nie hoekom mense op daardie plek gekom het nie. Ek en jy het eintlik geen reg tot ons opinie oor enige iemand as ons nie bereid is om sy voete te was en sy storie te hoor nie. Tommy, sorry ek pik op jou volgende. Hier staan 'n ou hier so by die hompie. Nou bedel hy. Kyk, is nou redelik moeg vir hom. Nou vra ek vir jou, wat is jou opinie oor hom? Het jy 'n opinie? Wanneer jy onder die heerskappy van Jesus staan, en jy is op die plek waar jy sê, soos die Vader my gestuur het, het hy, soos wat hy Jesus gestuur het, het hy my gestuur. Moet jy eintlik vir my sê, weet jy wat Egbert, jong, ek het nie eintlik 'n opinie nie, maar ek weet wat is die Vader se opinie, kom ek gee hom vir jou. Is dit nie so nie? Wat is God se opinie? Want wanneer Tommy sy opinie gee, mag dit dalk wees dat dit 'n opinie is wat lynreg bots met die opinie van die Vader. Mag dit iets wees wat lynreg bots met koninkryk. Hoe graag hy ook sy opinie vir my wil gee. Hy is veronderstel op die plek te kom, hy sê, weet jy wat, dis die opinie van die Vader. En dan kom God se koninkryk in daai situasie. Want ek en jy gaan optree dienooreenkomstig God se opinie. Is dit maklike goed hierdie? Dit is vir my maklik nie. Die vraag is die volgende. Wil jy jou opinie gee of wil jy die gedagtes van Christus openbaar? En ons is in die beeld en die gelykenis geskape en daarom is ons beelddraers van Christus. En daarom verwag die Here van my en van jou om hom te openbaar. Godsdienstigheid is een van die grootste teestanders om die ware beeld van Christus openbaar. Want binne godsdienstigheid vind jy nie die vernuwing van denke nie. Godsdienstigheid is eintlik maar niks anders as ons opinie oor 'n saak nie. Dis eintlik maar wat dit is. Die Here het ons nie geroep om ordinêr te wees nie. Die Here het ons nie geroep om in te blend met die samelewing nie. Die Here het ons geroep om uit te staan soos 'n lig op 'n berg. Die Here het ons geroep om in sy voetspore te volg. Die Here het ons geroep om op plekke uit te kom waar hy uitgekom het. Die Here het ons geroep om te gaan waar hy gegaan het. My vraag is, wil ons gaan? Ek is baie keer nie lus om te gaan nie. Hoekom nie? My vlees rebelleer. My vlees rebelleer. Niks anderster nie. Niks anderster as die eie ek nie. Niks anderster as Egbert Diemstra nie. Dis hoekom ek vir 'n WhatsApp 4:15 op 'n Sondag sê, want ek het nog nooit goeie nuus op 'n Sondag 4:05 gekry nie. Miskien Sondagmiddag ja, maar nie 4:05 die oggend nie. Dis gewoonlik 'n vrou wat deur 'n man geslaan word. Of 'n vrou en kinders wat op straat sit. Dit is nog nooit goeie nuus nie. Maar dit het nou, laasweek het dit nou verander. Ek verwag weer volgende Sondag 4:05 of dalk 4 ure WhatsApp. Ek wil nie op dit gaan nie. Hy roep ons om hom goed te verteenwoordig op elke plek waar ons onsself bevind. Hy roep ons om in sy voetspore te volg. Hier is die uitdaging. Is ons bereid om voete te was? Is ons bereid om in die voetspore van Jesus te volg? Julle het nou vir ou Paul Kreer geken. Nie een van julle het hom ontmoet nie.
Maar hier is die groot ding. Ons almal bid mos vir die wederkoms, dat die Here ons nou kom haal. Nou kom hy hier in Leidenburg aan. Jason. Nou net toe hy nou hier land, ek weet nou nie hoe land hy nie, maar nou toe hy nou hier land, toe keer hy die eerste ou voor. En hy stel homself voor. Hy sê, hoor hierso, ek is Jesus. Ou kyk hom so. Hy sê, ja nee, ek weet van jou. Hoe weet jy van my? Hier is baie mense in Leidenburg, wat soos jy is. Hier is baie klein Jesusse in Leidenburg. Nou gaan mense vir my pak gee, ek maar dink hy is Jesus. Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek is nie my pa nie, maar ek is my pa se kind. Ek drink koffie nes hy en ek eet beskuit ook nes hy. En ek vertel dieselfde grappies as hy. Hoor julle wat ek sê? Nee, ons het Jesus daar ontmoet. Hier's honderde van hulle in ons dorp. Dis die uitdaging. Leidenburg is nie veronderstel om verras te wees as Jesus hier opdaag nie. Leidenburg is veronderstel om te sê, o, hallo, ek het jou al gesien, baie welkom. Of om die nek te gryp. Hoor julle wat ek sê? Dis die uitdaging. Dis waartoe God ons roep, sy koninkryk te vestig. As Reina nou hier was, het hy vir ons gesê waar dit staan. Die skrif sê, ons moet opgroei tot die volle mate van Christus. Opgroei is 'n proses vir my en vir jou. Maar om op te groei in die natuurlike moet ons eet. Om in die geestelike op te groei, moet ons ook eet. Ons moet van die geestelike eet. Ons moet van hom eet. Julle het al gehoor, hulle sê man en 'n vrou lyk na mekaar as hulle getroud is. Hoe lyk ons soos hy? Wanneer ons hom aanbid. Die Here het ons primêr geskape om hom te aanbid. Aanbidding is nie om ons op te warm vir die preek te kom nie. Dis nie aanbidding nie. Jesus is sentraal. Hy is veronderstel om sentraal te wees in die aanbidding. Die preek is veronderstel om aanbidding te wees. My en jou lewe is veronderstel om aanbidding te wees. Want Jesus is sentraal in alles. Is julle by? Dis die preek wat ek gekry het die week by Solly. Ek wil jou uitdaag vanoggend om te kyk of jy hierdie volgende week dalk kan gaan waar jy nooit sou gegaan het nie. In die konteks van wat ook al. Dalk om vir iemand te stop. Heidi sê altyd stop for the one. Om vir iemand te stop wat jy nog nooit bereid was om voor te stop nie. Om dalk met iemand 'n geselsie aan te knoop met wie jy nog nooit bereid was om dit te doen nie. Die Here sal op jou hart lê, praat met die Heilige Gees. Maak jou hart oop. Die Here sal jou verras. Amazing. En dan kom ons op 'n plek waar ons die hart van die Vader openbaar. Vader, dankie vir u woord wat waarheid is. En dankie dat ons harte kan inrig volgens die waarheid van die woord. Dankie dat ek vir elke pa kan bid vanoggend, vir elke oupa kan bid, om 'n ware replika te wees van die Vader van alle vaders. En ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.